Droë lug, waarin geen besoedelingsmateriaal soos rookdeeltjies is nie, is 'n voorbeeld van 'n wat? Nou kom ons kyk, droë lug. Waaruit bestaan droë lug? Hoofsaaklik uit stikstof, 'n element, suurstof, 'n element, argon, 'n element en koolstofdioksied, 'n verbinding. So, droë lug is nie 'n voorbeeld van 'n element nie, want daar's meer as een element teenwoordig. Dis nie 'n voorbeeld van 'n verbinding nie, alhoewel iets soos koolstofdioksied 'n verbinding is wat daarin voorkom. 'n homogene mengsel, absoluut. 'n heterogene mengsel, nee. As daar nou byvoorbeeld rookdeeltjies in sal wees, dan beteken dit, as jy op een plek 'n monster neem van die lug en op 'n ander plek 'n monster neem, gaan die samestelling verskil, en dan sou dit eerder 'n heterogene mengsel gewees het, maar in hierdie geval is dit 'n homogene mengsel. Watter een is 'n eienskap van 'n fisiese verandering? A. Die aantal molekule bly nie dieselfde gedurende die verandering nie. Nou dink mooi, hier het ons byvoorbeeld water as vaste stof, met ander woorde ys, dit smelt en dan vorm dit water in die vloeistoffase. 1 mol, 1 mol. Die aantal molekule bly dieselfde. So A is verkeerd. Groot energieveranderinge vind gewoonlik plaas. Daar is energieverandering wat plaasvind, maar is dikwels nie groot nie. Ons kry eerder groot energieveranderinge met verbranding en dit is eerder 'n chemiese verandering. So B is ook nie reg nie. C. Geen nuwe produkte word gevorm nie. En dis korrek. H2O bly H2O. Daar is nie nuwe produkte wat gevorm word nie, so D is outomaties verkeerd. Paul smelt 'n staaf sjokolade oor lae hitte. Watter een van die volgende is 'n akkurate observasie? Die sjokolade ondergaan geen verandering nie, duidelik nie. Jy gaan sien hoe die sjokolade smelt. Dit ondergaan 'n fisiese verandering, ja. Ondergaan 'n chemiese verandering, nee, die sjokolade bly die sjokolade. Dit was net vaste stof, blokkies, en nou is dit 'n vloeistof. Ontbind in sy samestellende komponente, definitief nie. Die antwoord is B. Watter een van die volgende 4 elemente het nie dieselfde aantal valenselektrone as die ander 3 nie? Die korrekte antwoord is C, natrium. Om hierdie vraag te beantwoord, kom ons kyk na jou periodieke tabel. Eerstens, beryllium in groep 2, omdat dit in groep 2 is, het dit 2 valenselektrone, dit is 'n alkali aardmetaal. Dan het ons ook magnesium, ook in groep 2, 2 valenselektrone. Dan natrium. Natrium is in groep 1, 1 valenselektron, dis 'n alkali metaal. En laastens het ons kalsium. Kalsium in groep 2, 2 valenselektrone. En dis hoekom natrium die korrekte antwoord is. Watter een van die volgende ione het 'n elektronkonfigurasie wat verskil van die van 'n fluoried-ioon? Die korrekte antwoord is kloried. In hierdie vraag fokus ons op fluoried. Ons begin met fluor, dit kry 'n elektron by en vorm dan fluoried. So as jy kyk, sal jy sien fluor wat 'n elektron by kry, lyk soos neon. Nou kom ons kyk na ons opsies. Ons het natrium plus, ons het kloried, ons het magnesium 2 plus en ons het aluminium 3 plus. Nou kom ons begin met natrium. As ons hier natrium het en dit vorm 'n kation, dan beteken dit die natriummetaal vorm natrium plus 'n elektron. Dit het met ander woorde 'n elektron verloor. Dit het 11 elektrone gehad, nou dit net 10. Met ander woorde, natrium plus sal lyk soos neon. So, natrium kan nie die antwoord wees nie. Dan, kyk na kloor. In die geval van kloor,
Om kloried te vorm, moet dit 'n elektron bykry en dan lyk dit soos argon en dit is hoekom kloried die korrekte antwoord is in hierdie vraag, want argon en neon lyk nie dieselfde nie. Dan magnesium. Daar is magnesium. Om magnesium 2+ te word, verloor dit 2 elektrone. So van 12 gaan dit na 11 en van 11 gaan dit na 10. So ook magnesium 2+ lyk in terme van elektronkonfigurasie dieselfde as neon. En laastens het ons dan aluminium wat ook nie die antwoord is nie. Daar is aluminium met 13 elektrone, maar dit gaan 3 elektrone verloor, want is Al vorm Al3+ plus 3 elektrone, so ook aluminium 3+ gaan lyk soos neon. En hierdie vraag is ook net so al gevra, watter een van die volgende elektronkonfigurasies verteenwoordig 'n ioon van 'n alkali metaal. En die korrekte antwoord is A, dit is natuurlik die elektronkonfigurasie van helium. Kom ons kyk na die periodieke tabel. So die alkali metale, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. As jy lithium hierso het, wat is lithium? Lithium is 1s2 2s1. Maar as dit 'n ioon vorm, verloor dit daai 1 valens elektron. Met ander woorde, dit word 1s2. Dit gaan 1 periode op en dit lyk dan soos helium en dit is uit die aard van die saak A. Maar kom ons kyk na B. Wat is B? 1s2 2s2. Dit is beryllium. En dit is nie hoe lithium lyk as dit 'n lithium kationen vorm nie. So daar is 'n elektron bygesit. Ons weet lithium verloor 'n elektron. So dit kan nie B wees nie. Dan C, 2, 4 plus 5, dis 9. Dit is fluor. En dit is nie wat met lithium gebeur as dit 'n kation vorm nie. En dan ons laaste opsie is 2, 4, 10, 11. Dit is natrium. Nou as natrium 'n kation vorm, dan gaan dit daai valens elektron verloor en dit gaan lyk soos neon, maar in hierdie geval is dit wat hierso staan bloot die elektronkonfigurasie van natrium. So D is ook verkeerd. Die korrekte antwoord is A. Dit is die elektronkonfigurasie van helium.